Goeiemôre almal, maandagoggend, dis die 7de April, die jaar 2025, se lieflike dag, deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber en vanoggend gaan ons 'n bietjie gesels rondom verbond. God sluit 'n plegtige ooreenkoms met mense. 'n Verbond het in die antieke tye uitgespel hoe twee partye ooreenkomstig onderneem om teenoor mekaar, hoe hulle gaan optree. In die verbond is uitgespel wat elke party se verpligtinge teenoor die ander een is. God se verbond met die aardsvaders en later met hulle afstammelinge, die Israeliete, het behels dat hy beloof om hulle God te wees en om by hulle te wees. Hulle kant van die verbond is saamgevat in die onderwysing van Moses, die eerste 5 boeke van die Bybel. In Jesus Christus sluit God 'n nuwe verbond met sy nuwe volk, al die mense wat in hom glo. Nou kom ons gaan lees die verbond wat die Here Jesus met Noag gesluit het. Dis die heel eerste verbond wat daar gesluit was, en dit staan in Genesis 9 vers 8 tot 17. Verder het God met Noag en sy seuns by hom gespreek en gesê: "Maar kyk, ek rig 'n verbond op met julle en met julle nageslag na julle, en met al die lewende wesens wat by julle is, die voëls, die vee, die wilde diere van die aarde wat by julle is, al wat uit die ark uitgegaan het, naamlik al die diere van die aarde. En ek rig my verbond met julle op, dat alle vlees nie moet meer deur die waters van die vloed uitgeroei sal word nie, en dat daar geen vloed meer sal wees om die aarde te verwoes nie. En God het gesê, dit is die teken van die verbond wat ek sluit tussen my en julle en al die lewende wesens wat by julle is, vir julle ewige geslagte. My boog, dis nou die reënboog wat ons sien, gee ek in die wolke. Dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en die aarde. As ek dan die wolke oor die aarde bring en hierdie boog verskyn in die wolke, dan sal ek dink aan my verbond wat daar tussen my en julle en al die lewende wesens en alle vlees in die waters sal nie meer 'n vloed word om alle vlees te verdelg nie. As die boog dan in die wolke staan, sal ek dit aansien om gedagtig te wees aan die ewige verbond tussen God en al die lewende wesens en alle vlees wat op die aarde is. En God het vir Noag gesê, dis die teken van die verbond wat ek opgerig het tussen my en alle vlees wat op die aarde is. Halleluja. En dan Genesis 17 vers 1 tot 14 is die verbond wat die Here Jesus hier met Abraham gestig het. Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek is God, die Almagtige, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. En ek wil my verbond sluit tussen my en jou buitengewoon verneder. Toe val Abraham op sy aangesig en God het met hom gespreek en gesê, wat my aangaan, kyk, my verbond is met jou, en jy sal die vader van 'n menigte van nasies word. Daarom sal hulle jou nie meer Abraham noem nie, maar jou naam verander na Abraham. Want ek maak jou 'n vader van 'n menigte van nasies, en ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak. Ek sal jou tot nasies maak en konings sal uit jou voortkom. En ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, en hulle geslagte as 'n ewige verbond om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. En ek sal aan jou en jou nageslag na jou die land van jou vreemdelingskap gee, die hele land Kanaan, as 'n ewige besitting, en ek sal vir hulle 'n God wees. Verder het God vir Abraham gesê, maar jy moet my verbond hou, jy en jou nageslag na jou, van geslag tot geslag. Dit is my verbond wat julle moet hou tussen my en julle en jou nageslag na jou. Al wat manlik onder julle is, moet besny word. Julle moet aan die vlees van julle vooruit besny word, en dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en julle. 'n Seentjie van 8 dae dan moet onder julle besny word, al wat manlik is in julle geslagte. Die wat in julle huis gebore is en die wat van enige vreemdeling met geld gekoop is, wat nie van jou geslag is nie. Die wat in jou huis gebore en wat met jou geld gekoop is, moet sekerlik besny word. So moet dan my verbond in julle vlees wees as 'n ewige verbond. En wat manlik is en die vooruit het, wat nie aan die vlees van sy vooruit besny is nie, die siel moet uit sy volksgenote uitgeroei word. Hy het my verbond verbreek. En dan
Sara is natuurlik voor Abraham afgesterf. En ons lees gou net hier, ek wil dit net vir julle deel. Genesis 25 vers 1 en 2. En Abraham het weer 'n vrou geneem en die naam van Ketura. En sy het vir hom Simran en Joksan en Medan en Midian en Jesbak en Soag gebaar. So Abraham het heelwat kinders gekry en almal is nie uit Sara uitgebore nie, maar dit was maar net iets interessants wat ek wou noem. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons wil U loof en prys en eer. Here, dat U nog verbonde sluit met ons as mens. Here, net sodat daar 'n belofte kan wees, 'n ooreenkoms, dat ons gehoorsaam moet wees aan wat U vir ons gee. Here, baie dankie dat ons net tot gehoorsaamheid kan kom en kan sê, Here, vergewe my, ek het gesondig. Here, sodat daar weer 'n nuwe verbond kan kom en ons kan vergifnis kry by U. Here, ons bring U lof en eer. Here, seën ieder en elkeen in hierdie dag, is my gebed in Jesus naam. Amen en amen.